In vandag se les begin ons om nou gou weer te kyk na omtrek en oppervlaktes van tweedimensionele vorms. Ons hersien net weer omtrek en oppervlaktes van die tweedimensionele vorms en die eerste vorms waarmee ons begin is met vierkante en reghoeke. Kom ons kyk na omtrek. Wat is omtrek nou weer? Omtrek is die afstand om 'n plat figuur. Dit kan in millimeter, sentimeter, meter of kilometer gemeet word. Dit is baie belangrik ook dat laat julle onthou, ons dui omtrek aan met 'n P. Die P'tjie beteken ook nou is die Engelse perimeter wat omtrek beteken. As ons nou kyk na die formules. Die eerste formuletjie waarna ons gaan kyk, is die omtrek van 'n vierkant. Nou, as ons mooi kyk na 'n vierkant, kan ons sien as ons 'n vierkantjie gou teken, dan kan ons nou mooi kyk na 'n vierkant se omtrek. Daai vierkant se sytjies is mos almal ewe lank. Met ander woorde, ek kan dit aandui deur te sê almal is ewe lank. Nou die vierkant se omtrek wat ons aandui met 'n P van die vierkant is mos nou my sy plus sy plus sy plus sy. En as ons dit mos nou in algebra vereenvoudig, dan kan ons sê dit is 4 maal die lengte van die sy. Die tweede enetjie is die omtrek van 'n reghoek. As ons nou 'n reghoek hier teken, dan kan ons nou sien by die reghoek dat ons kan weet hierdie sytjie word die breedte genoem en hulle twee is altyd gelyk en die lengte van 'n reghoek is ook gelyk. Nou goed, die omtrek van 'n reghoek. Wie kan vir my sê, hoe bereken ons die omtrek van 'n reghoek? Die omtrek van 'n reghoek gaan mos nou wees sy breedte plus 'n lengte plus 'n breedte plus 'n lengte. As ons dit nou mooi saam groepeer, kan ons sien dit is 'n breedte plus 'n breedte plus 'n lengte plus 'n lengte. Dit kan ons nou ook skryf as 2 maal die breedte plus 2 maal die lengte, of ons kan dit ook skryf as 2 maal die lengte plus 2 maal die breedte, en die eintlike werk waarmee ons dan kom is om te sê die eintlike formule is 2 maal die lengte plus die breedte. So dit gee vir ons eintlike formule vir die omtrek. Dit gee vir ons die eintlike formule vir die omtrek van 'n reghoek. 2 maal die lengte plus die breedte. Dit is belangrik om te onthou, die lengte van 'n reghoek is altyd die langer sy van die reghoek. Goed, dit is belangrik om dit te onthou. Dat die lengte van 'n reghoek is die langer sy van die reghoek. Dan kyk ons nou die volgende na die area of die oppervlakte. Die area of die oppervlakte is ook belangrike werk wat jy moet onthou. Area of oppervlakte word dan ook aangedui deur A, wat beteken die area van 'n voorwerp. Goed, wat is die area aan die oppervlakte van 'n figuur? Dit is die getal vierkante wat die oppervlak van 'n geslote figuur dek. Dit word gemeet in vierkante meters, dit word gemeet in vierkante millimeters, vierkante sentimeters, vierkante meters of vierkante kilometers. En dit is ook nou baie belangrik dat ons onthou ons dui die area aan met 'n A. Area wat 'n A wat beteken area. Kom ons kyk nou net na die formules. As ons kyk na die area van 'n vierkant,
As ons nou mooi kyk na die area van 'n vierkant, dan kan ons nou sien die area van 'n vierkant is mos nou weer eens het hy gelyke sye. So dis sy en 'n sytjie. Area van 'n vierkant is dan sy maal met sy, wat ons ook kan skryf as S maal S, en dit gee vir my S se kwadraat. Oor hierdie kwadraat wat daar is kan ons ook sien, dit is hoekom ons eenhede millimeter kwadraat is, of sentimeter se kwadraat is, of meter se kwadraat, of kilometer se kwadraat is. Daai kwadraat word hierby ook aangedui. So my area van 'n vierkant is, met ander woorde, se formule is sy se kwadraat. As ons kyk na die area van 'n reghoek, onthou hierdie formuletjies van ons is baie belangrik. As ons kyk na die area van 'n reghoek, dan gaan ons nou net kyk hoe lyk 'n reghoek. Die area van 'n reghoek kan ons mos nou weet, ons het 'n breedte en 'n breedte wat ewe lank is, en ons het 'n lengte en 'n lengte wat ewe lank is. En soos ons by die omtrek gesê het, die lengte is die langer sy van 'n reghoek. As ons kyk na die area van 'n reghoek, dan kan ons sê sy formule gaan wees lengte maal met breedte. Kom ons kyk so na 'n paar voorbeelde. Die voorbeelde vra die eerste plek vir ons, bereken die omtrek en die oppervlakte van die volgende figure. As ons kyk na figuur 1.1, dan kan ons sien dit is 'n vierkant, want al vier sy sytjies is ewe lank, en hy het 'n hoek van 90 grade, dit beteken al sy hoeke gaan 90 grade wees. So as ons kyk na sy formule vir omtrek, omtrek het ons gesê word aangedui deur P, wat ook staan vir perimeter, het ons gesien sy formule is 4 maal die sy lengte. Met ander woorde, ons kan sê dit is 4 maal met 4, en dit gee vir my dus 16 centimeter. As ons nou moet kyk na sy oppervlakte, oppervlakte dui ons aan met area, en ons het gesien die formule vir area is sy se kwadraat, met ander woorde, dit gaan 4 se kwadraat wees, en dit gee vir my ook 'n antwoord van 16 vierkante centimeter. En onthou, oor daai kwadraat is dit 'n vierkante centimeter eenheid. My tweede figuurtjie lyk soos volg. Onthou, die vraag is nou, ons moet die area en die omtrek en die oppervlaktes van die volgende figure uitwerk. Nou gee hulle vir ons, hierdie figuur is ook weer 'n reghoek, en hulle gee vir ons dat hierdie lengte van die reghoek is 6 cm, en die breedte van die reghoek is 4 cm. So, as ons nou kyk na ons omtrek se formule sê ons vir ons, dit is 2 maal die lengte plus die breedte. So, wat is my lengte? My lengte is 6, plus my breedte is 4, dit gee vir my 'n antwoord van 2 maal 10, en dit gee vir my 'n omtrek van 20 cm. Die area van 'n reghoek se formule is lengte maal met breedte. Wat is my lengte is 6 cm maal met my breedte wat 4 cm is, so dit gee vir my 'n oppervlak of 'n area van 24 vierkante centimeter.
So kom ons kyk na 2.1. Vraag 2 vra vir ons, indien 'n vierkant 'n lengte van 7 cm het, bereken die omtrek. Goed, die omtrek, weet ons mos nou, die omtrek van 'n vierkant se formule is 4 maal met my sylengte. Goed, en hulle het nou vir ons gesê, hier is ons sylengte is 7 cm, so ons kan sê die omtrek is 4 maal met 7, en dit gee vir my 'n antwoord van 28 cm. Nou vraag 2.2 vir ons om die oppervlakte te bereken van die vierkant. As ons nou weer mooi onthou, ons area word aangedui deur my sy se kwadraat. Met ander woorde, hulle het vir ons nou ook gesê mos, die lengte van die sye van die vierkant is 7 cm, so my area is 7 se kwadraat, wat vir my 'n antwoord gee van 49 vierkante centimeter. Kom ons kyk na die derde voorbeeld. Voorbeeld 3 sê vir ons, indien die omtrek van 'n vierkant 64 cm is, so nou het hulle vir ons die omtrek gegee. Nou vra hulle vir ons bepaal die lengte van elke sy. Maar as ons nou dink aan ons formule, is ons formule vir omtrek is mos 4 maal met my sylengte. 4 maal my sylengte is nou gelyk aan 64, want my omtrek wat hulle vir my gee is 64, so ek kan sê 4 maal my sylengte moet gelyk wees aan 64. Nou moet ons net ons algebra doen, met ander woorde, as ons nou het 4 maal met my sylengte, dan wil ek my sylengte uitwerk, so ek moet deel deur 4, wat ek links doen, moet ek regs doen. Met ander woorde, as ek nou hierdie sylengte deel deur 4, dan gaan ek kry sy se lengte is 16 cm. In 3.2 sê hulle nou vir ons, bereken die oppervlak of die area van die vierkant. Nou wat is ons formule nou weer vir die oppervlak of die area van 'n vierkant? Is mos sy se kwadraat. Met ander woorde, dit gaan vir my 'n antwoord gee van 16 se kwadraat. 16 se kwadraat is 256 vierkante centimeter. Voorbeeld 4 sê hulle vir ons die oppervlak van 'n reghoek is 60 vierkante centimeter en sy lengte is 12 centimeter. Nou vra hulle vir my bereken die breedte van die reghoek. Nou as ons onthou wat is ons area formule, is mos nou ons lengte maal met ons breedte. Ons area het hulle vir ons gesê is 60 vierkante centimeter. So ons kan sê hierdie lengte maal met die breedte moet gelyk wees aan 60. Hulle het vir ons lengte gegee, so ons kan ons lengte invul deur te sê 12 maal met my breedte moet gelyk wees aan 60. Nou goed, as ons breedte alleen wil hê, moet ons mos deel deur 12, maar wat ons links doen, moet ons regs doen, want dan gaan hierdie tweeetjies uitkanselleer en dan kry ek my breedte is met ander woorde is gelyk aan 5 cm. Nou die tweede helfte van hierdie vraag vra nou vir my, bereken die omtrek van die reghoek. As ek nou die omtrek van hierdie reghoek moet bereken, weet ek, omtrek word geskryf deur 'n p-kie, word aangedui deur 'n p. So, p is gelyk aan, in ons formule vir omtrek is mos 2 maal die lengte plus die breedte in hakkies.
2 maal die lengte het hulle vir ons gegee, mos nou is daai 12 cm, so ek kan die 12 hier in vervang, plus die breedte, en die breedte het ons mos nou uitgewerk is 5 cm, so ons kan die 5 daarin vervang. Dan kry ons, my omtrek is 2 maal 17 en dit gee vir my 'n antwoord van 34 cm. Dit behels dan die lesie oor omtrek en oppervlak van 'n vierkant en 'n reghoek. Jy kan hierdie werk nou mooi inoefen. Geniet jou huiswerk.